Goed, ons begin dan nou met die boek Openbaring en net voordat ek begin met Openbaring hoofstuk 1 wil ek net die volgende sê. Ek dink nie daar's 'n ander boek in die Bybel wat meer besproke en meer oorgegis word as die boek Openbaring nie, en veral die tyd waarin ons onsself nou bevind in die jaar 20, ons is nou basies aan die begin van Desember die jaar 2025, min of meer, wat ons as gemeente beleef vir die Here sê, ek wil hê julle met die boek Openbaring hanteer, en ek wil maar net sê dat ons, wanneer ons met hierdie boek en ek met hierdie opnames begin werk, dan wil ek 'n tree terugneem in afhanklikheid van die Heilige Gees en in die wisselwerking van die liggaam van Christus en dit wat hy daarmee wil doen, want ons, voordat ek met hierdie opname begin het ons as gemeente nou al net met hoofstuk 1 vir 3 weke saamgewerk deur hierdie boek, en ek praat nou van hoofstuk 1, en ons het met die hulp van die Heilige Gees het ons vir die Here gevra om vir ons antwoorde te gee. So ons kom nie hier met eie insig nie, ons kom ook nie hier met al die antwoorde nie, want ek dink nie vir een, ek dink nie dit is noodwendig moontlik om alles reg te interpreteer volgens dit wat hier staan nie, want ek dink tot tyd en wyl die Here nie alles oopsluit nie, gaan ons nooit die volle insig hiervan kry nie. So ek lees Openbaring 1 vers 1 wat sê die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kennis gegee het. So ek wil net gou vinnig vers 1 net kortliks sê dat hier's 3 partye. Die vierde een is die Vader. So die Vader is die belangrike een wat aan sy seun getoon het om dit aan sy engel te gee, om dit aan Johannes te gaan oordra as dit wat die Heilige Gees vir ons as gemeente, en ons as gemeente gaan oor die volheid van die liggaam van Christus. Nie net een ou kerkie wat daar iewers in die wêreld sit, as elke individuele gemeente. Elke individuele gemeente is nie die gemeente van God nie. Goed, so ons sal later meer daaroor sê. So dan kom ons, wat sê hy vir Johannes, wat moet Johannes doen, en waaroor gaan dit, waaroor hierdie engel aan Johannes verskyn, en dit kry ons die antwoord in vers 2, wat getuig het, wie het getuig? Christus, van wat? Van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. So hier's 2 baie belangrike begrippe. Die eerste is dat hierdie engel kom na Johannes toe en hy sê, dit is waarvoor ek na jou toe gekom het, Johannes, om aan jou dit wat Christus by God gekry het, rakende die woord van God, en dit wat ek vir jou bring, rakende die getuienis van Jesus Christus. Dis 2 begrippe. En die getuienis van Jesus Christus is nie alhoewel dit die woord van God is want die woord van God gaan oor Jesus Christus. Die hele woord van God gaan oor Jesus Christus. En as jy dit nog nie agtergekom het nie, dan as jy dit verstaan, dan kan jy van Genesis 1 af, reg deur die Bybel, soek jy wat? Die getuienis van Jesus Christus. So kom ons praat net heel eerste oor die eerste begrip, naamlik die woord van God. So ons sien dan ook, en ek gaan net 'n paar verse vinnig aanhaal oor waar word in Openbaring verwys na
die woord van God. Ons kry dit ook weer nou in vers 9 van die eerste boek. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God. Ter wille van die woord van God. Met ander woorde, Johannes word op 'n bonatuurlike manier, word hy afgevoer Patmos toe, want God wil iets sê oor die woord van God vir Johannes, vir jou en vir my, wat deel is van die liggaam van Christus. Dan kry ons in hoofstuk 6 vers 9, kry ons weer 'n verwysing, waar hy sê, Openbaring 6:9, en toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God. Ter wille van die woord. So mense word gedood ter wille van die woord van God. Nou ek wil nie nou oor wat beteken hierdie dood nie. Want dit is weer eens iets wat opgesluit is oor wat beteken dit om doodgemaak te word ter wille van die woord van God. Maar ons gaan nie nou daarna kyk nie. En dan in vers 9, hoofstuk 19, vers 13, en hierdie is die heel belangrikste ding wat jy uit hierdie gedeelte moet reg verstaan. Jy moet hierdie begrip reg verstaan, want as jy dit reg verstaan, dan het jy iets ontdek wat 'n klomp insig oopsluit vir jou oor waaroor alles gaan. Want hier sê hy, wat getuig het van wat? Van die woord van God. En so kom ons kyk wat sê die woord van God vir ons, Openbaring 19 vers 11 tot 13. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is. Luister mooi, hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. Hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En die feit dat hy dit sê, wil hy daarmee sê, sy naam ken net hy. Nou ek wil gou sê wat is sy naam. En hy was bekleed, vers 13. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Nou wil ek net vir jou sê, as jy verstaan dat Jesus Christus se naam is die woord van God, dan is dit 'n geweldige ding om te ontdek, dat as die woord vir ons sê dat Jesus Christus se eintlike naam is die woord van God, dan vat dit my terug na Genesis 1 vers 1 toe, en dit vat my deur die hele woord tot by Openbaring 22 vers 21, want alles wat in die woord van God opgeteken is Christus. Is Christus. En as jy dit verstaan, dan skielik, en onthou, hy sê hier ook, wat niemand ken nie, die naam wat niemand ken nie, en ek wil vandag vir jou sê, wil jy vir Christus ken, dan moet jy die woord van God ken. Anders sal jy nooit weet wie hy is nie. En om die woord van God te ken, beteken nie, ek kan elke versie in die Bybel slaafs opsê, van die eerste vers in die Bybel tot in die laaste, al kan jy hierdie hele Bybel resiteer, dan ken jy hom nog nie, want jy kan hom alleenlik ken in gees en waarheid. Met ander woorde, as jy hom wil ken, dan het jy die hulp van die Heilige Gees nodig om vir jou die openbaring te gee van die woord van God wat Christus is. Goed, ek hoop jy hoor wat die Gees van die Here vir jou een wil sê. Dat Jesus Christus se naam is die woord van God. En baie mense
dink hulle ken vir Jesus. O ja, ek het hom ontmoet. Ek was daar iewers op 'n plek gewees en daar te kom aangeneem en nou ken ek hom. Nee, jy kan hom nie ken nie, want as jy die woord van God nie ken nie, ken jy nie vir Christus nie. Goed. Volgende vers wat ek nou wil verwys is hoofstuk 20 vers 4 wat sê: En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. Die wat gedood is of wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. Ek wil nie nou praat oor die dood en die onthoofding en oor al daai goeters nie, want dit is goed wat ons later in die opnames oor hierdie boek Openbaring sal ons dit verder hanteer. Goed, so die volgende ene wat ek net wil hê jy moet sien is weer eens so waar in die woord kom die getuienis van Jesus Christus voor in Openbaring. So weer eens Openbaring 1 vers 9 wat ons net nou gelees het, sê terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Daar's dit weer, die getuienis van Jesus Christus. Hoofstuk 12 vers 17. Hoofstuk 12 vers 17 lees ons: En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Die getuienis van Jesus Christus hou. En dan kry ons dit nou weer in Openbaring 19:10 en ons het dit net nou het ons dit aangeroer. Openbaring 19 vers 10 sê en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê moenie. Dis nou hierdie engel wat sê moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, en dan luister nou wat sê hy, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Nou wil ek net gou vir jou 'n ding sê wat jy baie mooi moet verstaan. Die woord van God sal vir jou 'n letter op papier bly. Dit sal vir jou skrif bly totdat jy verstaan dat die woord van God is gees. Die getuienis van Jesus Christus is gees. Hoekom sê ek dit? Want meeste Christene vat die woord van God en hulle interpreteer dit vanuit menslike insig. En jy kan dit nie doen nie. En daarom, wanneer ons sê gees en waarheid, dan sê ons vir mekaar dat as jy die woord van God reg wil interpreteer, moet jy die Heilige Gees vra om vir jou die interpretasie van die skrif te gee. Nou, ek wil dit net gou bevestig uit 1 Korintiërs hoofstuk 2. En ek gaan net daar vanaf vers 13 lees. En ek wil hê jy moet dit hoor. Ek wil hê jy moet hoor dat die woord van God moet gees, dis 'n geeswoord, die hele woord van God is gees. So kom ons kyk gou wat dit beteken. 1 Korintiërs 1 vers 13, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar vers 14, maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die Gees van God aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. 2 verse, die insig in 2 verse, kan jou hele geestelike lewe en jou wandel met Christus verander, en dit is hierdie 2 verse. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie,
maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die woord van God word geestelik beoordeel en daarom kan jy nie die woord van God net so lees en verwag dat jy die insig daarvan gaan hê, en daarom sit ons met die probleem, in die dag waarin ons leef, vat die mense die boek Openbaring en hulle interpreteer dit vanuit menslike insig, en so hulle ontleed dit en hulle bring dit na die vlees toe, en dan mis hulle die hele boodskap. Goed. So die laaste gedeelte wat praat oor die getuienis van Jesus Christus is weer 'n keer hoofstuk 20 vers 4 wat ek net nou vir jou gelees het. 20 vers 4 sê, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en die woord van God. Mense wat onthoof is deur die getuienis van Jesus Christus en die woord van God. Nou ek wil net gou iets sê, net om jou miskien 'n ander insig te gee. Wat bedoel ek by geestelike insig? Dit wat ek nou uit 1 Korintiërs 2 vers 13 en 14 gelees het. Wat beteken geestelike insig versus vleeslike insig? So kom ons vat net hierdie versie wat ek nou net gelees het in Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus. Wat onthoof is, met ander woorde hulle koppe is afgekap. Dis wat die standaard menslike interpretasie van hierdie vers is, hulle koppe is afgekap, maar dis nie wat daar staan nie. Daar staan hulle wat onthoof is, met ander woorde hulle wat nie 'n menslike hoof oor hulle aangestel het nie, maar wat Christus hulle hoof gemaak het. Christus is die hoof van die gemeente. Daar's net een hoof, en dis Christus, en Christus is die hoof. En omdat hy die hoof is, moet ons van ons menslike hoofde onthoof. Met ander woorde, jy het nie jou eie pastoor en of dominee of wie ook al jou champion is nie jou hoof nie. Alhoewel hy dalk vir jou sê hy is die hoof. Hy sê vir jou ek is jou geestelike leier. Hy is nie, Christus is. En ek sê nou vandag vir jou, wat hierdie skrif vir jou wil sê is raak onthoof. Raak onthoof van die hoofskap wat jy oor jouself aangestel het. Goed, ek laat dit daar. Goed, ons gaan aan. En nou sê vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. So wat, weer 'n keer, nou moet jy met geestelike insig begin kyk na Openbaring. Nie met menslike interpretasie nie, en pas op vir die probleem wat jy al jare terug opgedoen het, is menslike insig. Menslike wysheid het oor jare jou geïndoktrineer en jou gebreinspoel dat jy glo wat daai mense gesê het. So wat sê hierdie vers vir ons? Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. So hoe moet jy dit hoor? Dit gaan nie oor, ek hoor dit fisies nie. Dit gaan oor, ek hoor dit met my oë en ek verstaan dit met my geestelike oor. Dis wat hier staan. Salig is die wat geestelik hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Hoekom is die tyd naby? Met ander woorde, dit klink amper asof toe Johannes min of meer 2000 jaar gelede hierdie brief geskryf het. Hierdie boek Openbaring geskryf het. En kan dit vir jou lyk asof daar iets binnekort gebeur het. Maar die tyd is naby. Wat hy daar probeer sê is, dit is die tyd vir elke gelowige van Johannes se tyd af tot vandag toe.
was die tyd naby om geestelike insig te kry van die woord van God. Want hoekom? Dit was kort nadat die Heilige Gees uitgestort was, dat hierdie boek geskryf was. Goed, kom ons laat dit daar. Vers 4. En nou gaan ek vanaf vers 4 tot 8 lees en dan gaan ons interpreteer. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Nou, wil ek maar net sê, dit wat hierin opgesluit lê, is 'n mondvol. En daarom gaan ek eerder meer opnames doen as dit nodig is van elke hoofstuk om te verhoed dat ons te vinnig beweeg, want wanneer jy te vinnig beweeg, beweeg jy vanuit menslike wysheid en menslike insig, en ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan, dit wat ons nie antwoorde voor het nie, gaan ons nie antwoorde fabriseer nie, want ons kan nie. Goed, so kom ons kyk, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Nou wanneer ons praat oor hierdie 7 gemeentes, is die eerste belangrike ding wat jy moet verstaan, is dat as die Here die brief aan hierdie 7 gemeentes skryf, en ons sal later meer daaroor, meer bewyse daaroor kan uitlig, wil ek net die eerste belangrike ding sê, en dit is dat hierdie 7 gemeentes beteken nie dat hierdie 7 gemeentes die uitverkore God se gemeentes is nie. Dit sê dit nêrens in hierdie gedeelte nie. Dat dit die gemeentes van God is, en dat almal wat in hierdie gemeentes en aan wie hierdie briewe geskryf word, noodwendig deel is van die een gemeente van God nie. En dan wil ek net sê, dat as jy dit gaan reg verstaan, dan gaan jy nie sê, jy gaan nie 'n kerk soek. So kom ons in die Suid-Afrikaanse konteks, was daar op 'n stadium, was daar mos nou baie verskillende kerke, vandag is daar nog baie meer, maar jy het gedink toe jy en ek het groot geword in die Nederduits gereformeerde kerk, het ons gedink, ons is die kerk van God. Ons is die gemeente van God, of die liggaam van Christus. En dan het jy mos nou al die ander verskillende denominasies gekry, en elke ene wat in een of ander denominasie homself bevind het, het geglo, my denominasie is die gemeente van Christus. Nou die verrassende ding is, dat daar is net een gemeente van God. Daar's net een gemeente. Daar's net een liggaam. En nou kan jy sê, ja, maar wat bedoel jy met daar's net een gemeente? Want die liggaam van Christus is die gemeente van God. Klaar. Die liggaam van Christus is die gemeente van God. So wat is Christus oor die eeue besig om te doen? Hy is besig om vir hom een liggaam te vergader onder sy hoofskap. Want hy is die hoof van die gemeente. Nou gaan jy sê, ja, maar hoe werk dit dan nou? Daar's dan soveel Christenkerke oor die wêreld. Hoe kan dit wees? En wat God kom doen het,
is, hy het uit al die verskillende kerkdenominasies, het hy oor die eeue heen, het hy vir hom 'n liggaam bymekaar gemaak, waar hy gesê, daai ene, ek het eendag 'n beeld gesien, toe ek nog net 'n jong Christen was, het ek hierdie, ek wil dit nie 'n visioen noem nie, ek wil dit maar net 'n beeld wat die Here vir my gewys het. Ek was in die lig opgewees, en dit was 'n donker nag gewees, alles was donker, en ek het in die lig van bo af gekyk, en ek het orals, het ek geboue gesien, wat se dakke af was, en ek het hierdie geboue van bo af gesien, en orals binne in hierdie geboue, het ek daar 2 liggies gesien, en daar het ek 4 liggies gesien, daar het ek 1 liggies gesien, en daar het ek 10 liggies gesien. En toe het ek van naderby, het ek afgekom nader om te sien, maar wat sien ek? En ek het die beeld gesien van die liggaam van Christus, wat in verskillende denominasie kerke gesit het, en hulle daar gesit, en God het hulle daar uitgekies in daardie verskillende denominasies. Die ander wat daar gesit het, was nie lig, het nie lig gehad nie, en hulle was nie deel van die ware liggaam van Christus nie. En dis die beeld wat ek gesien het. En dit is die uitverkiesing. So waaroor gaan die uitverkiesing? Die uitverkiesing gaan nie almal wat in die Christenkerk sit oor die wêreld, maak nie saak wat die denominasie is nie. Die groter getal van hulle wat daar sit, is nie ware gelowiges nie, is nie uitverkies nie. Want waaroor gaan die uitverkiesing? God kies mense uit ander tussen 'n groep soekendes uit, soek hy die, gaan haal hy die uit, wat hy sê, hierdie een is 'n ware soeker. Hierdie een soek my, ek gaan my deur hom laat vind. Goed. So hierdie 7 gemeentes in Asië is nie, soos wat jy dalk mag dink, die kerk van Christus nie. En almal wat daar binne in daai kerk sit, is Christene. Dit is nie, dit is nie, ons gaan, soos wat ons aangaan met die briewe aan die gemeentes, gaan jy baie duidelik agterkom. So hy noem dit die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle, nie die 7 gemeentes van God in Asië nie, die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom. Right, so kom ons praat oor die wat is en wat was en wat kom. So, Christus is die een wat is. Wat beteken dit? En dan kry ons wanneer God aan Moses verskyn, in Exodus, kry ons die hele storie van Moses, en Moses hy word gebore in Egipte, en ons weet van die farao wat die kindertjies wou laat doodmaak, en Moses was een van die seentjies wat doodgemaak, en dan, ons ken die storie van Moses. En dan gebeur dit dat Moses groot word, hy word in farao se huis groot, maar dan op 'n stadium kies hy teen die wêreld van Egipte, en hy kies God se mense, en hy sê, maar hy gaan nie, en hy verlaat farao se huis, en dan gaan hy vir 40 jaar, hy vlug nadat hy een van die Egiptenare doodgeslaan het, en dan vlug hy uit Egipte uit weg vir 40 jaar, en 40 jaar later roep God vir Moses. En dan sien ons in Exodus 3 vers 14, eintlik vers 13 en 14, waar Moses by hierdie brandende bos is, en hy vra in vers 13, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur,
en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Wat sê hy daarmee? Ek is. Ek is wat ek is. Ek is. En dan sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. 3 keer. Ek is. Ek gaan terug Openbaring toe. Genade vir julle en vrede van hom, wat is? Wat beteken dit? Wat jy moet verstaan van Jesus Christus, en as jy Jesus Christus op enige manier bevraagteken, of hy God is of nie, dan sê ek vandag vir jou, jy's in sonde as jy nie vas oortuig is dat Jesus ek is nie. Want hy is die ek is. Wat beteken? Wat maak hom die ek is? Die feit dat hy van ewigheid af is. Hy was nooit nie. Hy sal nooit nie wees nie. En hy sal altyd nie wees nie. So met ander woorde, hy sal altyd wees. Ek is. En daarom moet jy verstaan wat hy hier vir jou sê. Hy sê ek is en ek was en ek sal wees. Ek kom. Met ander woorde, wat hy daarmee sê is die ek is was in die hemel. Voordat hy aarde toe gekom het, was hy vir 'n tyd lank op die aarde. En nou is hy weer die ek is wat kom. Hy's altyd ek is. Hy's alomteen, hy's altyd daar. Jy kan met Jesus Christus niks doen nie. Maar jy sien, net soos wat die Israeliete, die Jode, hom doodgemaak het en gedink het, nou sal hulle ontslaaf van hom, moet hulle nou tot 'n skok agterkom, maar hy is nog steeds. Hy het nog nooit weggegaan nie, en hy kan nie weggaan nie, want hy is die ek is. En hy gaan terugkom as die ek is. Hy kom, dit wat hy altyd was hy altyd en sal hy altyd wees vir ewig. Hy is van ewigheid tot in ewigheid. En as jy dit verstaan, dan verbind jy jou tot hom. Want hy is. Jy is nie, totdat jy nie deel word van hom nie. En as jy deel word van hom, dan is jy ook deel van ek is. Hy kom. Een van die 7 geeste wat voor sy troon is. Nou ek wil nie eers begin om die 7 geeste te probeer. Ons het as gemeente gekyk na die 7 geeste en ons het nie nou die antwoord nie. En daar moet 'n antwoord wees. Oor wie is hierdie 7 geeste? Want hierdie geeste word met 'n hoofletter geskryf, wat beteken dit is geeste tot God gekoppel. Godgeeste. Nie engele nie, nie menslike geeste nie, Godgeeste. En ons weet nie, ek weet nou nog nie wie hierdie 7 geeste is nie. En ons gaan nie probeer om goeders te fabriseer vanuit menslike wysheid, voordat die Heilige Gees nie vir ons gewys het wie of wat verteenwoordig hierdie 7 geeste nie. So dis wat ek daaroor wil sê. Maar hierdie 4 geeste is voor sy troon. Wie se troon? Christus. En van Jesus Christus, die getroue getuie, en dis die belangrike deel wat jy moet verstaan. Die getuienis van Jesus is getrou. Daar's niks wat jy nie moet vat van die getrouheid van Christus se getuienis nie. Want die hele woord van God gaan oor die getuienis van Jesus Christus. En ek sê dit weer, van Genesis 1 vers 1 af tot en met Openbaring 22 vers 21, is die getuienis van Jesus Christus. En dan sê hy, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Nou kom ons kyk net gou. Eerstens, hy is die getroue getuie en die skrif is vol daarvan. Die tweede ding is, hy is die eerstgeborene uit die dode.
nou moet jy, nou is die vraag, okay, so Jesus was dood. Die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, beteken nie, dat hy vir 'n tyd lank, kom ons sê vir 2 dae en 2 nagte, toe hy in die graf was, nie was nie. Want jy sien, dit koppel Christus aan menslikheid. Dit koppel Christus aan menslikheid. En jy kan dit nie sê nie. Want geestelik was Christus nooit dood nie. Sy fisiese liggaam het gesterf, maar sy gees, Godheid, het nooit ophou bestaan nie, en daarom moet jy dit verstaan, dit is wat jou en my, hierdie getuienis van Christus, so 'n geloofwaardige getuie maak, die feit dat hy kon nie sterf, sy gees kon nie sterf nie, alhoewel sy liggaam fisies, sy menslike liggaam wat hy ontvang het wel gesterf. Die eersgeborene uit die dode, nou moet ons dit ook verstaan. Want jou afleiding sou wees, as jy dit vanuit menslike interpretasie of insig probeer interpreteer, gaan jy sê, hy was dood, hy was in sy totaliteit, hy het gecease to exist, en toe skielik toe exist hy weer. Nee. Maar hoekom het hy opgestaan? Hoekom het, nadat hy gesterf het, hoekom het hy opgestaan? Want hy moes vir jou en my kom wys, daar is 'n opstanding. Vir almal wat aan hom verbind is daar 'n opstandingslewe. En nou is die volgende vraag, so wat moes opstaan? En wat maak hom die eersgeborene? Met ander woorde, so kom ons vat die opstanding weg van Jesus Christus. Kom ons sê, Jesus vir die oomblik het nooit opgestaan nie. Hy het gesterf, en daarna is daar niks geskryf oor die opstanding nie, daar's niks gesê oor, hy het net Simier gesterf. Wat is die punt? Die punt is, sonder die opstanding kon die Heilige Gees nie uitgestort gewees het op jou en my, sodat ons kan opstaan nie. Want wat maak hom die eersgeborene? Die feit dat hy opgestaan het, en gaan sit het aan die regterhand van die Vader, in sy koninkryk op sy troon, het hy die mag om vir hom, volgens die wil van sy Vader, vir hom 'n bruid bymekaar te maak, deur middel van uitverkiesing, en daai uitverkiesing is gekoppel aan die feit dat jy gekies het om hom te kies, en dan kies hy jou en hy maak jou deel van sy liggaam, wat deel is van die hoof wat hy is, en omdat hy die hoof is hy die eersgeborene. Want die lewe wat in die woord opgesluit gelê het, dormant gelê het lewend geword uit sy opstanding, want toe hy opstaan, toe kon hy daarna, 10 dae later, die Gees stuur na ons toe, om ons lewend te maak, soos wat hy lewe. Met ander woorde, ek wil vandag vir jou die belangrike insig gee, wat ons by die Here gekry het, om te sê, as hy nie opgestaan het nie, kan jy nie die opstandingslewe nou leef nie. Maar moenie die fout maak om te dink dat die opstandingslewe vir jou eers begin by die dag wanneer die Here ons kom haal nie, want dan gaan jy die opstanding misloop. Hy het juis
die eersgeborene geword, sodat hy jou nou kan baar, sodat jy nou deel van hom kan wees en deel kan hê aan die opstandingslewe nou, terwyl jy hier is. Want ek wil vandag vir jou sê, as jy nie lewe vanuit die opstandingslewe nou nie, gaan jy dit mis en jy gaan die ewigheid misloop. Want ek ken die boodskap wat daar buite verkondig word, dat die Here kom ons haal. Ek het Jesus aangeneem, hy's my verlosser en hy's my saligmaker, en ek wag vir die dag wanneer hy my kom haal, dan het ek opgestaan. Maar ek wil vir jou sê, jy sal nie deel hê aan die opstanding, tensy jy die een wat klaar opgestaan het, wat vir jou die lewe gegee het, en daardie lewe is in sy woord opgesluit, wat hy vir jou wil lewend maak, terwyl jy hier is. Hy is die eersgeborene wat jou wil baar hier. Nie in die hiernamaals nie, nie in die ewigheid wil hy jou geboorte gee nie, hy wil hier vir jou geboorte skenk. Hoe? Deur die Seun. Wie is die Seun? Hy is die woord van God, ons het dit net nou gelees. En deur die woord van God wil hy vir jou lewe bewerkstellig. En deur sy getuienis wat hy gebring het, van Genesis 1 af, regdeur, sien ons die goue draad van die lewe wat in Christus opgesluit lê, wat jou en my deel is nou. En ek wil sê dit met uitdruklikheid vir jou, moet dit nie misloop nie, want jy gaan dit mis, as jy nie nou, moenie dat Jesus die een wees wat vir jou by die regterstoel gaan sê, gaan van my af weg, ek ken jou nie. Gaan van my af weg, ek ken jou nie. Hoekom sê hy, gaan van my af weg, jy het my nie geken nie? Hoekom het hy gesê, gaan van my af weg, ek ken jou nie? Weet jy hoekom? Want hy wil homself in jou sien. Hy wil sien of jy hom ken. En as jy hom ken, wanneer jy die dag voor hom verskyn, gaan hy dadelik sê, my vriend of my vriendin, kom hier en wees deel van my ewige koninkryk. Dankie dat jy bereid was om jouself neer te lê, van jouself te sterf, van jou ander mense wat tussen jou en my gestaan het, ontslae te raak, en dat jy deur my woord my leer ken het. Kom, wees deel van my vir ewig. Moet dit nie mis nie. Ek weet nie of mense te lui is nie, ek weet nie of mense te bang is nie, of wat ook al hulle motivering is. En ek het hoeveel mense wat ek in die laaste tyd, dan praat ek met hulle, en dan sê ek maar, jy moet hom ken. Dan het hy verskonings. Want het is vir hom te gemaklik en te gerieflik om Sondag vir 20 minute in die kerk 'n boodskapie te kry wat 'n ander ou vir hom bring wat hom ook nie ken nie. En vir hom laat lyk asof hy hom ken, en hy bring vir hom 'n leë boodskap van hierdie wonderlike, lieflike, goddelike Jesus Christus, die ek is, wat hy nie eens ken nie. En jy luister na hom asof hy hom ken, maar hy ken hom nie. Hy ken hom nie. Want as hy hom geken het, het hy jou geleer om hom te ken. Nou sê jy, maar dis wat hy doen op 'n Sondag. Nee, dis nie wat hy doen nie. Hy bring vir jou leë boodskappe wat jou aan hom koppel. Want as hy jou aan Christus gekoppel het, het hy jou nie aan hom gekoppel nie. En ek wil vir jou sê, raak ontslaaf van die een wat jy dink jou na Jesus toe kan lei. Net hy kan jou na hom toe lei, Christus self. En dit is hoe, deur sy woord. Hy wil homself deur sy woord aan jou openbaar, nie deur die dominee nie, nie deur die pastoor nie, nie deur die priester nie deur wie ook al jy hom noem. Jou apostel of jou profeet of jou wie ook al vir jou laat lyk dit asof hy die antwoorde het. Want as hy die antwoorde gehad het, het hy jou aan die woord gekoppel en nie aan homself nie. Goed, kom ons laat dit daar.
Hy is die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Wat beteken dit? Hy is die owerste oor die konings van die aarde. Wat hy eintlik per implikasie sê daar is hy is die koning van die konings. En nou gaan jy sê, so wie is die konings? Want jy sien jou eerste interpretasie van konings is, die konings is elke land het 'n koning. So kom ons sê Mandela was 'n koning en kom ons sê Prins Charles is nou koning Charles en dan so gaan jy nou aangaan in konings. Nee, kom ons kyk wat is die konings. Lees net verder. Aan hom, vers 5 se tweede deel, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Nou wat beteken dit vir jou en vir my? Christus, hierso staan die owerste oor die konings van die aarde. Okay, so wie is die konings van die aarde en wie is die aarde? Want jy sien, as jy die aardbol maak, dan het jy dit gemis. Die aarde is die godsdienstige plek van aanbidding. Is die plek waar mense vergader wat God soek. Mense wat opkyk boontoe. En almal kyk nie noodwendig boontoe en het die antwoord nie. Maar hy is die owerste wat waar sit. Hy sit op sy troon nou in die hemel. En dan sê, want sy Vader het gesê, ek sal jou maak, die een wat sal sit op die troon, en hulle sal sit by die voetbank van jou voete. Wie? Almal wat God soek, almal wat Christus, die ek is, soek, kom sit by sy voete. Waar sit jy by sy voete? Sy voete is die plek van aanbidding. En dit is die aarde, want hy sê, ek maak die aarde die voetbank van jou voete. So, Christus in die hemel, nou ek weet, jy gaan nou sê, maar hy het sulke groot voete en is dit die aarde? Nee, die aarde verteenwoordig die plek van aanbidding by die voete van die een wat hulle aanbid. Dit hang af wie jy aanbid. Want daar's 'n vals Jesus, daar's 'n vals Christus, wat mense aanbid. En ek wil vandag vir jou sê, moenie die fout maak om elke Christen, net omdat hy Jesus op sy lippe neem, te kwalifiseer as een wat gered is nie. Want die koninkryk van God bestaan uit 2 weë. Daar's 2 bane waarop hulle loop. Die eerste baan is nou is die poort en smal is die weg wat lei tot die ewige lewe. En dan sê hy, en breed is die weg wat lei na die verderf. Nou gaan jy sê, jou afleiding is die breë weg, is die weg waar die wêreld oploop. Die wêreldling, of die moslim, of die enige ander geloof, en die agnostikus, en die ateïs, en almal wat glad niks te doen wil hê met Jesus, is die breë weg. En ek wil vandag vir jou kategories sê, die breë weg is die breë weg Christendom, wat op die breë pad, wat nie deur Christus ingegaan het nie. En nou gaan jy vir my sê, maar hoe kan jy dit sê, Anton? Ek het Jesus aangeneem, as my verlosser en saligmaker. En daarom is ek hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek het deur hom ingegaan. Die vraag is, waar het jy ingegaan? Het jy op die smalweg ingegaan? Het jy deur sy woord ingegaan? Want jy sien, jy kan hom nie aanneem en nog steeds jou eie ding doen nie. As jy hom aangeneem het, soos jy sê jy hom aangeneem het, dan moet jy uitvind, hoe lyk sy weg, want sy weg is nou. Sy weg is nie 'n breë weg nie. Jy kan nie die pad van Christus self bepaal nie. En jy kan ook nie laat 'n dominee of 'n predikant of enige iemand die weg vir jou bepaal nie, want die weg is deur hom uitgelê en daarom sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek en jy, as ons deur hom wil uitkom by die Vader, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, dan is sy weg die woord van God. En as jy op die woord van God se weg wandel, dan eers het jy op die nou weg beland. Maar die meeste Christene, die breë weg Christen,
het 'n breë weg. So, hoe weet ons dit? Ek gaan lees Matteus 25 en ek gaan nie nou daai hele gedeelte lees nie, maar ek gaan vir jou die adres gee in die Bybel waaruit jy kan gaan lees. En dit gaan oor die profetiese rede wat Jesus gesê het in Matteus 25 vers 31 tot 46. Matteus 25 vers 31 tot 46. En daar vind jy die gelykenis van die skape en die bokke. En nou sê jy, want jy het nou klaar ook, iemand het dit vir jou uitgespel, dat skape is almal wat sê, Jesus is my verlosser. En bokke is almal wat Jesus verwerp het, en wat glad nie Jesus wil dien nie. En ek sê vandag vir jou, skape is almal wat op die nou weg is, en bokke is almal wat die breë weg van Christendom gekies het. Goed, ek laat dit daar. Vertrou die Heilige Gees om dit vir jou uit te wys. Goed. So hy sê, ek is die eerstgeborene uit die owerste oor die konings van die aarde. Met ander woorde, die konings van die aarde is almal wat Christus in waarheid reg verteenwoordig. En dit het begin by wie? By sy 12 disippels. Een van hulle was nie 'n koning nie, die ander was konings. En dan wil ek net vir jou sê, daar's vals konings en daar's ware konings. Want wat maak die ware koning 'n ware koning? Hulle verbind hulle tot die koningskap van Christus. En alles wat hy sê, moet hulle sê vir wie ook al na hulle luister. Dis waaroor konings en priesters gaan. En dan vers 5 se laaste deel, aan hom wat ons lief gehad het. Hoe het hy ons lief gehad? Hy het ons lief gehad deur vir eeue. En ons praat nou vandat Genesis 1 begin het, tot en met Christus, was waarskynlik 4000 jaar min of meer. Daar's nie 'n ronde antwoord nie. Maar kom ons sê min of meer 4000 jaar. Vir 4000 jaar het hy ons so lief gehad, en hy het van Genesis 1 af homself aan die mensdom begin wys. En wie is hy, en wat verteenwoordig hy, en hoe kan ek en jy deel word van hom? Vir 4000 jaar. En dan sê, dis hoe hy ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. So, wat was ons sonde? Jou sonde was nie jou vleeslike gevalle mens sonde nie. So kom ek gebruik net een voorbeeld van jou sonde mens. Jou sonde mens vloek. Jy vloek. Right? En omdat jy lelike woorde uit jou mond uit laat kom, word dit deur menslike insig geïnterpreteer dat dit is jou sonde, maar dis nie jou sonde nie. Wat is jou sonde? Jou sonde is ongeregtigheid. En wat beteken ongeregtigheid? En dis 'n baie lang verduideliking van wat is eintlik die antwoord hier, en ek gaan dit kortliks so verduidelik. God het 'n opdrag gegee vir Adam en Eva in die tuin van Eden en gesê, van alle bome mag julle in die tuin eet, maar van een boom is daar, in hierdie boom mag julle nie eet nie, dis die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou, die Engelse vertaling praat van good and evil, so die kennis van goed en kwaad. Kom ek verduidelik wat God sê. God het vir Adam gemaak en hy het vir hom 'n vrou gegee, en hulle het met God gewandel, hulle het God geken, hulle het in God se teenwoordigheid gekom, waar niemand nou meer in is, behalwe deur die seun nie. So, en toe, wat gebeur in die tuin, is daar kom, so waaroor gaan die boom van kennis van goed en kwaad? Op die tyd wat Adam en Eva met God gewandel het, was die tyd van goed. Met ander woorde, there was no evil present. Daar was niks wat Adam en Eva nie volgens God se wil gedoen het nie. Hulle het saam met hom gewandel, hulle
hulle was in niks ongehoorsaam nie, hulle kon aan niks ongehoorsaam wees nie, want hulle het nie kwaad geken nie, hulle het nie evil geken nie. Goed, so dis die beeld, dat Adam en Eva ken nie good en evil nie, hulle ken net good. En daarom wandel hulle in good. En toe kom die Satan, en die Satan sê vir hulle, maar het God nie gesê? En dan sê hy vir hulle, maar God het vir julle gelieg. God wil net nie hê julle moet soos hy wees en aan hom gelyk wees nie, en dieselfde kennis moet hê as hy nie, en daarom wil hy nie hê julle moet van hierdie boom eet nie, en ons weet wat daar gebeur het, en hy oortuig vir Eva om van die boom te eet, en Eva gee vir Adam van die boom om te eet, en skielik gaan hulle oë oop om kwaad ook, evil ook te ken, boosheid. Die kwaad is 'n verkeerde woord, dis boos. En skielik, so die boom, dis die boom van die kennis van goed en boosheid, goedheid en boosheid. En nou skielik, die bose kom na hulle toe, en hy oortuig hulle om van hierdie vrug te eet, en toe hulle die vrug eet, toe gaan hulle wat oop? Toe gaan hulle menslike oog oop, om die kennis op te doen van boosheid. En skielik is die skeiding tussen lig en duisternis is afgebreek. En nou kan Adam en Eva nie net die kennis van die goeie sien nie, maar hulle sien ook die kennis van die boosheid. En die vlees van die mens word lewendig. Adam en Eva kyk na hulle self, hulle besef, ons is ontklee. Waarvan is hulle ontklee? Hulle is van Christus ontklee. Die kleed wat hulle gedra het, was die kleed van God, wat goed was. En toe hulle kleed verloor, omdat hulle ongehoorsaam was aan God se opdrag, nou het hulle kleed verloor en hulle wandel in naaktheid. Ons gaan nog oor naaktheid praat, ons is nie ver daarvan af nie, hoofstuk 3, gaan ons oor die naaktheid praat. Maar Adam en Eva is skielik naak, en hulle kruip vir God weg. En dan kom God, en dan begin die evangelie. En wat is daar die evangelie? Die evangelie is God moet jou weer beklee. Jy kan nie jouself beklee nie, want wat doen hulle? Hulle vat vye blare, en hulle wil hulle naaktheid wegsteek met vye blare. En dit is die bose plan van die Satan is hy beroof ons van ons kleed Christus, en dan sê hy, maar jy moet jouself beklee. Met ander woorde, jy kan jouself red. En dan begin mense met werke godsdiens, ek gaan kerk toe, ek het my kerk, en ek lees so 'n dagstukkie, so af en toe, en ek het my ou tafelgebedjie wat ek doen, en ek het goeders waarmee en ek gaan probeer om nie te vloek nie, en ek gaan probeer om nie vuil gedagtes te hê nie, en al die goedjies wat ek doen, gaan ek myself mee weer beklee, en dan gaan ek vir God aanneemlik wees, en dan gaan hy dan is ek gered. So ek red myself. So ek sit vye blare op my naaktheid, en dan sê God, nee, Adam, jy kan jouself nie beklee nie, ek moet jou beklee. En waarmee moet ek jou beklee, Adam? Ek moet jou beklee met my seun. Ek moet jou beklee met my seun, en wat doen hy? Dan slag hy 'n dier. So daar's 'n slagoffer, bloed moet vloei. En hy slag 'n dier, en hy maak vir hulle klere van velle. Kan jy sien, God beklee hulle nou weer. Hulle kan hulle self nie beklee nie, God moet hulle, die naaktheid, wat ek en jy het, in ons verlorenheid, kan net deur God geklee word. So God klee vir Adam en Eva. En dis die beeld, wat ons hier kry, in Openbaring 1 vers 5, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Met ander woorde, so waaroor gaan die bloed? Okay, hoe het hy ons liefgehad? Met die woord van God wat ons moet beklee. Die woord van God beklee jou. Jou naaktheid word bedek, want Christus sê, ek is die wat? Die woord van God. My naam is die woord van God. En die woord van God moet jou en my geestelik weer beklee, want ons staan vleeslik naak voor God. En ek en jy kan nie met ons vleeslikheid na hom toe gaan nie, want ons is verwerplik in ons vlees. En daarom sê hy, moenie met jou vleeslikheid na my toe kom nie. Laat my
toe om jou te bekleed met my woord. En dan sê hy, en in sy bloed is ons gewas. Wat is sy bloed? Hoe is Jesus geconceive in die baarmoeder van sy moeder Maria? Hy's geconceive deur die Heilige Gees. So met ander woorde, dis die enigste menslike, kom ons noem dit, bloed wat in 'n mens se are gevloei het, wat nie gekontamineer was deur sonde nie. Die enigste ene, Christus. Maria word bevrug deur die Heilige Gees. En dit wat in Jesus se are vloei, is die rein bloed wat deur die Heilige Gees binne in hom was. En dis die bloed wat vir my en jou gestort was om ons te was van ons sonde. Nou kan jy sê, so ek moet nou by Jesus se bloed uitkom, iewers waar gaan ek van sy bloed kry om my daarmee te reinig? Die feit is, die bloed verteenwoordig die Heilige Gees en sy liggaam verteenwoordig die woord van God. Gees en waarheid. Woord van God is waarheid en die waarheid van God se woord word bekragtig deur die Heilige Gees wat se werking in jou en my lewe moet plaasvind om wat te doen? Om ons te was. Van wat? Van ons sonde. Wat is ons sonde? Ons sonde is ons ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid is om op 'n vleeslike manier myself weer te probeer bekleed. Dis ongeregtigheid. Ongeregtigheid is nie om te sê, ek het 'n klomp vleeslike sonde in my en die Christus het vir my gesterf om daai goedes in my lewe uit te sorteer nie. Dat ek nie meer vuil gedagtes het nie, dat ek nie meer vloekwoorde sê nie, dat ek nie meer sleg dink van ander mense nie, en dat ek nie leuns vertel nie, en al daai goeders wat ons sê, ons sonde is. Nee, jou sonde is die sonde van ongeregtigheid. Hoe weet ons dit? Gaan lees 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 17 sê, alle ongeregtigheid is sonde. Alle ongeregtigheid is sonde. So hy sê nie alle sonde is ongeregtigheid nie. Wat is geregtigheid? Christus, die hele woord van God is geregtigheid. En as ek nie God se woord gebruik as my maatstaf nie, dan staan ek in ongeregtigheid. As ek die woord van God vleeslik vir mense aanbied, dan is ek met ongeregtigheid besig. Hoe kan ek dit geregtig aanbied? Gees en waarheid. Goed, ons gaan aan. En hy het ons gemaak wat konings en priesters vir sy God en Vader. Met ander woorde, Christus, alles wat Christus is en wat hy gesê het, wil hy in ons deponeer deur gees en waarheid, sodat ons hom, die Vader, reg kan verteenwoordig in die liggaam van Christus, sodat almal kan deel word van Christus. Aan hom kom toe die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Wat beteken dit? Beteken uit hom en deur hom en tot hom is alles. En niks wat ek en jy het, kan ons uit menslike insig vir ander mense aanbied nie. Ons moet na hom toe, na sy troon toe gaan. Dis hoekom hy sê, kom met vrymoedigheid na die troon van genade. So wat beteken dit? Jy moet in die gees na die troon toe gaan, daar waar Jesus sit. En vir hom sê, Here, ek weet niks as u dit nie aan my openbaar maak deur u woord nie, want u is die woord, die ek is. As hy sê ek is, dan sê hy, ek is genadig, ek is barmhartig, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die eersgeborene, ek is die saad, en so kan jy aangaan en aangaan en aangaan oor die ek is, en as jy wil weet wie die ek is, dan gaan jy na sy woord toe, en jy vertrou sy Heilige Gees, en jy sê, Here, u het nie verniet vir my die trooster gestuur, om my te troos oor wie die ek is nie. Goed. Want hy het al die heerlikheid en al die krag behoort aan wie? Aan die ek is, aan die een op die troon, aan die owerste. Christus is die hoof van die gemeente. Die Bybel die Nuwe Testament is vol daarvan, dat Christus is die hoof van die gemeente. Jou dominee is nie die hoof nie. Nee, maar hy sê nie hy is die hoof nie. Nee, weet jy wat, hy tree op as jou hoof.
Hy sê, luister na my, hy sê nie vir jou, kom ek help jou om na hom te luister nie. Kom ek help jou om by die voete van Jesus te gaan sit nie. Hy leer jou nie in disippelskap om Christus te ken nie. Hy bly die middelman, die tussenganger. Niemand kan die tussenganger wees nie. Jesus is die middelaar. Waarvan is Jesus die middelaar? Hy is die middelaar tussen God, die Vader en die mens. Hy sê, ken my, dan ken julle die Vader. Ken my, wie sê ek, die woord van God? Dan sê hy, dan sal julle my Vader ken. Goed, ons maak klaar met my opname, ek gaan nou net tot by vers 8 kom. Kyk, hy kom met die wolke. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nou, jy sien, nou moet jy wolke interpreteer. Hy kom met die wolke. Jy moet wolke interpreteer. Want jy sien, ons het 'n menslike insig oor die wolke. Hy sê, ja kyk net, sien jy, daar's 'n wit wolkie. Okay, daar kom hy. Daar kom hy op die wolke. Jy sien, dit is nie wat wolke beteken nie. Want daar's wolke en daar's winde. Die winde is vals leringe wat van duiwels afkom. Wolke is dit wat water dra en die engele verteenwoordig die wolke. Daar's 'n engeleskaar wat jy en ons gaan ek gaan nie nou tyd hê om die interpretasie van die wolke te gee nie, maar ons gaan daarby kom. Maar ek wil hê jy moet net vir die oomblik, wolke moet jy sien as die engele. 'n wolk van getuienis sien ons. So die wolke word verteenwoordig. So ons kry dit in Hebreërs hoofstuk 12 se begin sê. Daarom terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. So 'n groot wolk van getuienis rondom ons het. Nou hoofstuk 11, Hebreërs 11 gaan oor almal wat as getuies opgetree het oor tyd. Almal en dan gebruik hy almal uit Moses en hy gebruik Jakob en hy gebruik Josef en hy gebruik Abraham en hy gebruik selfs vroue wat opgetree het. Praat hy van Gideon en Barak en Samson en Jefta en Dawid en Samuel en so gaan hy aan. Dis 'n wolk van getuienis. Waarvan getuig hierdie wolk? Die wolk van getuienis is die diensknegte en die want onthou aan die begin het die engel vir Johannes gesê, ek is gestuur en ek bring as 'n dienskneg of 'n dienaar van God, bring ek aan die diensknegte van God en albei is getuies. Wie is die getuies? Die wolk van getuies is dit wat die engele bring en dit wat ons bring. Ons almal getuig van Christus. Dis ons werk. Ons werk is om te getuig van Christus. Ons werk is nie om mense te probeer red nie. Ek kan nie 'n mens red nie, net Christus kan hom red. En net die getuienis van Christus kan siele red. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. Nou, hulle wat hom deursteek het, kan jy nou sê, o ja, almal die wat aan die kruis, by die kruis gestaan het in 'n spies en sy gesteek het. Almal wat hom nie kies nie, deursteek hom. Almal wat teen hom staan, deursteek hom. En ek wil hê jy moet dit sien, want almal hulle wat hom deursteek het, is nie die wêreld daar buite wat hom nie gekies het nie. Dis hulle wat hom gekies het en hom deursteek het. Die Jode het hom hulle het gesê, God, ons Vader van, en dan steek hulle die seun dood. En Jesus het gesê, julle gaan hom doodmaak. Hy het dit vir hulle gesê. Jy sien ons sê, Here, maar dan maak ons die profete dood. Dus, as jy die profeet doodmaak, nou jy gaan nou sê, ons het nie meer profete nie. Almal wat sê wat God sê is profete, man. Almal wat in die Ou Testament profeties gespreek het, wat God gesê het, gaan sê vir hulle, het hulle doodgemaak, vandag nog. En dit hoef nie noodwendig fisies dood te wees nie. Maar ek sê nou vir jou, die oomblik as ek baie keer dan kom ek met ouens, dan sê ek, maar kyk wat sê die woord, dan deursteek hulle hom. Sê, nee, dis nie wat daar staan nie. Nee, dis nie dit nie. Nee, dis nie. Nee man, mense sê nog altyd dis dit en dis dit.
En dan sê hy, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Geslagte van die aarde. Wat beteken dit? Almal wat hulle self koppel tot 'n vleeslike plek van aanbidding, geslagte van die aarde. Hulle wat God probeer uit hulle vlees uitdien. Hulle wat hulle naaktheid probeer met werke dek, is geslagte van die aarde. Hulle sal rou bedryf. Hulle sal besef, ons het hom vanuit ons vlees uit probeer dien. Ons het goeie Christendom probeer toepas. Ons het hom probeer behaag vanuit ons vleeslikheid, maar hulle het hulle nooit beklee met die lamp van God nie, met die woord van God nie. Hulle het hulle nooit probeer beklee met hom nie. En dan sê hy, ek is die Alfa en die Omega. Wat sê hy daarmee? Ek is die eerste letter van die woord van God en ek is die laaste letter. Ek is alles wat jy in die woord van God kry, is die Alfa en die Omega. Want die Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet en die Omega is die laaste letter van die Griekse alfabet. Hoekom Grieks? Die hele Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Dis hoekom hy nie die Joodse of die Hebreëse letters hier gebruik nie, want die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, maar onthou Jesus het gekom wanneer? In die Nuwe Testament het hy gekom as 'n direkte verteenwoordiging van homself. Hy het in die Ou Testament deur die profete gespreek as 'n verteenwoordiging van hom, en toe kom hy self aarde toe en toe spreek hy sy eie woorde, wat 'n bevestiging is van dit wat die profete gesê het. Dis hoekom hy sê ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. Christus is die vervulling van die wet. Goed, kom ons laat dit daar, ons nog baie wat ons daaroor moet sê. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy sê, ek is die begin van lewe, en ek is die einde van lewe. Met ander woorde, alles daar is so baie wat jy kan sê oor die begin en die einde. Saad is dood as hy nie in die grond val en sterf nie. Hy moet eers val in die grond en sterf. So wil jy lewe hê, dan moet jy die saad van die woord in jou hart sit om lewe te kry. Ek is die begin en die einde, sê die Here. Wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Amen.